Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. En ja, onthou net ons eredienste, ons nooi jy uit daarna in Eskort vanoggend 8:00, dan ook 10:00 in Mooirivier en 5:00 vanmiddag in Wenen. Ons lees verder hierdie verhaal uit Johannes 12 uit. Gister het ons gelees waar Jesus saam met Lazarus gaan eet het en ook van die salwing. En nou vers 9 lees ons 'n groot skare Jode het verneem dat Jesus daar was. En hulle het gekom, nie ter wille van Jesus alleen nie, maar sodat hulle ook vir Lazarus kon sien wat hy uit die dood opgewek het. En die leierpriesters het planne beraam om Lazarus ook dood te maak, omdat deur hom baie van die Jode oorgeloof en in Jesus geglo het. Geliefdes, ons lees tot sover. Ek wonder natuurlik, as ek en jy nou daar was, en wees nou maar eerlik, ek dink nuuskierigheid sou die oorhand gekry het, nee. Ek weet dan van baie van ons wat soontoe sou geloop het, en ook vir Lazarus te sien. Te sien, joh, ek wil dan hierdie ou sien wat nou dood was, en wat uit die dood opgewek is. Ek sou dalk vir my of die vrae wil vra, né? So ek verstaan heeltemal dat baie van die Jode soontoe geloop het. En nou die probleem is, nou sien jy dit. En dan kan jy eintlik nie anderste as om in die Here Jesus te glo nie. En die leierpriesters besef dit, en hulle reaksie is nie om die vraag te vra, maar want die logiese vraag sou wees, maar wie is hierdie Jesus dan? Wie is hierdie Jesus dat hy dit kan doen? Maar dis nie hulle reaksie nie. Hulle reaksie is om planne te beraam om vir Lazarus ook dood te maak. Ons weet mos nou al hulle wil Jesus doodmaak, maar nou wil hulle sommer vir Lazarus ook doodmaak. Hulle het net geen probleem daarmee om dan net onskuldige mense dood te maak. Want wat het Lazarus nou daarmee te doen? In 'n sekere sin ontbloot die Here Jesus se laaste tyd op aarde die mense se wreedheid. Dit wys eintlik hoe het sonde die mens so vernietig dat hy hierdie geweld en wreedheid aan ander mense kan doen. En ons sien dit vandag nog. Ons sien dit vandag nog oral. Maar dan lees ek ook hier in die teks, en dis nou omdat hulle vir Lazarus gesien het wat uit die dood opgewek is, dat deur hom het baie van die Jode oorgeloop en in Jesus geglo. Johannes skryf dit kyk, Johannes kies sy woorde baie goed, dit moet julle verstaan. Dit beteken letterlik hulle het oorgeloop uit die Joodse geloof uit na die Christen geloof. En vriende, daarom is ek ook baie versigtige mense wat heeltyd wil teruggryp na die Joodse geloof en Joodse gebruike. In die Bybel doen Christene juist die teendeel. Hulle loop oor van daar af na Jesus toe. Maar Johannes skryf dit ook sodat ek en jy ook uit ander gewoontes, ander bygelowe, ander goed waar ons vashou, kan oorloop na Jesus toe en besef dat hy is die enigste een op wie ek en jy kan vertrou. Amen.
Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Dankie vir die wonder hiervan. En ja, Here, ons bid dat ons die waarheid van Christus mag beleef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.